Goeiemôre almal, dit is vandag Vrydag die 27ste Junie, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor die Sabbat. Die Sabbat, die 7de dag van die week, is as 'n rusdag deur God ingestel, sodat mens en dier genoeg en gereeld sal kan rus. Op die dag mag geen mens en dier werk nie. Hulle moet aan die Skepper dink en want hy het die aarde in 6 dae gemaak en die 7de dag het hy gerus. So in Jesus se tyd het baie Jode die Sabbat net as 'n ritueel begin onderhou. Jesus genees mense op die Sabbatdag juis om te wys dat die Sabbat om die eer van God gaan en dat mense op hierdie dag moet goed doen aan ander mense. Halleluja. So kom ons gaan kyk so 'n bietjie wat sê God se woord rondom die Sabbat. Jesaja 1 vers 11 tot 20. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here. Ek is sat van die brandoffers van die ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of van kalwers nie, lammers of bokke nie, ekskuus. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit aan van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie, gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en die feestydde nie. Julle nuwe maande en julle feestydde haat my siel. Hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees en verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Eina is wat ek daarop kan sê. Die tweede een is Markus 2 vers 23 tot 28 en hier leer die Here Jesus oor die Sabbat. En terwyl hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels algaande are beginne pluk. Toe sê die fariseërs vir hom, kyk, as mos mense wat jou verskriklik dophou en hulle kan nie wag om jou te gaan beskimp by die pastoor want jy het nou so verkeerd gedoen nie. Nou so die fariseërs nou gekom en by Jesus kom kla. Kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? En hy sê vir hulle, het julle nooit gelees van hoe Dawid, wat hy gedoen het toe hy in die nood was, en hy, wat by hom was, honger gehad het nie, het hy in die huis van God gegaan, en in die tyd van Abadja, die hoëpriester, en die toonbrode geëet, wat vir niemand anders nie, behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie, en ook aan die wat saam met hom was gegee het, en hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Halleluja. Lukas 6 verse 6 tot 11, genesing van die man met die verdorde hand. En op die ander Sabbat het hy in die sinagoge gegaan en geleer. En daar was 'n man en sy regterhand was uitgedor. En die skrifgeleerders en fariseërs het hom in die oog gehou, of hy op die Sabbat gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon vind. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die verdorde hand gesê, staan op, hier in hulle midde, en hy het opgestaan. Toe sê Jesus vir hulle, ek sal aan julle 'n vraag stel, wat is geoorloof op die Sabbat? Om goed te doen, of om kwaad te doen, om 'n lewe te red, of om dit om te bring? En nadat hy almal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit gedoen en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. En hulle is met uitsinnigheid vervul en het met mekaar gepraat wat hulle aan Jesus sou doen. Nie almal wat in jou midde is jou goedgesind nie, eina. Johannes 5 vers 2 tot 9. Genesing van die siek man in Betseba. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaarsgange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word, en daarin het groot menigte siektes gelê, blindes en krepeles en lammes,
wat op die roering van die water gewag het, want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer, en die een wat dan eerste ingegaan het na die roering van die water, hy het gesond geword van sy siekte waarna hy gelei het, en 'n sekere man was daar al 38 jaar, wat aan sy siekte gelei het, en Jesus hom sien, terwyl hy geweet het presies hoe lang tyd hy siek was, ja, en sê hy vir hom, wil jy gesond word? En die sieke antwoord hom en sê, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwyl ek gaan, kom 'n ander een voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, neem jou bed op en loop, en dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was 'n Sabbat natuurlik. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is 'n wonderbare God. Here, en U breek reëls wat deur mense opgestel is. Here, sodat dit vernietig kan word en ons kan wandel in U weë. Here, help ons sodat ons U wil en weë vir ons lewe sal uitleef en nie mensgemaakte reëls nie. Ons loof en prys en eer U. Seën ieder en elkeen in hierdie naweek is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.